Nou, daar sê goeiemôre hier vanuit Katima. Ons het gister deurgekom tot by Katima en ons is 'n bietjie hierso nou, maar hier is dit nou warm. Dis nou nie soos daar by die ander plekke wat seker koud is nie. Ek sien party mense kry nog koud en hulle is koud. En rondom maar hierso, ek het kortmou aan en hierso is dit lekker warm. Die sonnetjie het uitgekom en hy skyn lekker. So 'n goeiemôre hier vanaf Katima. So ons het die laaste paar weke of 2 weke, ek kan mes amper sê 3 weke, het ons bietjie baie gery want ons moes Walvis toe en van Walvis af was ons Windhoek toe. Daar goed gaan optel weer terug Walvisbaai en nou sit Katima hierdie naweek en dan Dinsdag se kant dan gaan ons weer terug Mopapa toe, dan gaan ons dan is ek nou eers klaar met die ry. Ek is nou op vir ry. So maar dit is lekker om ten minste by jou kinders uit te kom. Ek dink dit is die en jou kleinkinders. Ek dink altyd dit is die lekkerste ding wat daar kan wees. As maar net jou huis en dan om by jou kinders te kom. Ek dink al hierdie trips wat ek baie keer so maak dan is dit maar net om die kleinkinders en die kinders en die hulle te sien. Want daar kom 'n dag wat ek en jy hulle tog nou nie weer gaan sien nie, of hulle ons nie gesien nie, of hulle nie vir oupa en ouma meer gaan sien nie. En enige ou weet mos maar waar die kleinkind is, daar's oupa en ouma se hart. Ek weet as ek baie keer so om my kyk, al die oupas en oumas, dan dink ek, maar ek doen baie, maar ek mou so baie oor dit. Shantai sê altyd as oupa so moan en oupa sê, ja, maar ek moet dit doen. En sê, toe maar oupa, ek is net so 2 weke van jou af, dan vra jy, hoekom bel jy nie? En dan vra jy weer al die vrae, dis waar, mens mis hulle, maar mens mis julle ook. Ek sê altyd, as ek so terugdink, dan mis ek altyd mense wat vir ons goed is, wat vir ons oor die jare wat ons van weet en wat daar is, mense wat vir ons bid, mense wat vir ons altyd saam met ons in gelukwensing stuur en vra hoe gaan dit, al sien ons mekaar baie keer nie met die oog nie, maar in die hart is dit tog mense vir wie jy baie lief het. Nou, ons eer U vanmôre. Ons dankie vanmôre vir al julle liefde en al julle genade en alles wat julle doen. So die ou tyd hardop so vinnig altyd uit en dan kyk 'n mens so om jou en dan besef jy maar tyd staan nie stil nie. Tyd is maar 'n tyd wat verbygaan. Maar kom ons bid saam vanoggend. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie tydperk wat ons net so saam kan wees. Here, en vanmôre net U naam kan groot maak, net vanmôre kan vertel van U goedheid, van U guns, en net vir mense kan vertel, moenie opgee nie. Daar is nog 'n dag vanmôre. Daar gaan weer 'n sonskyndag wees. Daar is weer 'n dag wat God se heerlikheid sal deurbreek. Dalk sit jy vanmôre in daardie woestyn en dit lyk vir jou of daar geen uitkoms is nie. Vanoggend voel jy dalk, hoekom doen jy al hierdie dinge? Waarom maak jy dit? Dis al so baie gesê, so baie gepraat, maar waarom dit? Of jy voel maar net vanmôre, ek wil net vanmôre my hand opsit en net vir die Here sê, Here, ek het U lief. Ek verlang na die heerlikheid van U. En Here, laat ons U heerlikheid sal ervaar, U heerlikheid sal beleef. Vader, maar kom seën ons, raak ons aan en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het vanoggend, ek nou nie my gitaar saamgebring nie, vanoggend toe, nou terwyl ek hier staan, toe dink ek aan die koortjie, what a day that will be, when I will see my Jesus, wanneer ek hom gaan sien, en hy my in die hand vat, en hy lei my na die heerlikheid van my Vader. So, what a day that will be, when I see my Jesus. Dit sal 'n wonderlike dag wees, 'n dag waarvoor ons so verlang, 'n dag waarvoor ons so uitsien, 'n dag wat daar nie meer gaan, hy sê, gaan die trane van julle oë afvee,
Hy sê, julle gaan nie meer honger hê nie, jy gaan nie meer dors hê nie, jy gaan nie meer hierdie goeders hê nie. Daar's 'n nuwe stad vir ons, en ons verlang om by daai stad te kom. Wat 'n dag, dit sal net nie wees nie. Nou dis waar ons mekaar eintlik met baie meer bemoedig en sê, man, moenie opgee nie. Hierdie ou lewe is net van tydelik. Hierdie tyd, môre is hy vir my verby, môre is hy vir jou verby, môre is hy klaar. Maar ons gaan na die ewigheid toe. En ek wil vanmôre, hier in die week het ek al 'n gedeelte gekry, en ek het so 'n bietjie rondom dit gelees en bietjie deurgegaan. En ek het gewonder by myself, moet ek dit bring vanoggend vir julle of wat moet ek? En ons in 'n lewe, ons praat vanmôre, maar ek en my seun vinnig oor dit sit en gesels ons daar. Die wêreld is nie meer in 'n vlak waar ons sê maar 10, 15, 20 jaar was nie. As jy sien hoe baie het verander, tegnologie het opgetel, alles is dit. Ek het huis te praat vanmôre, waar's die dae wat jy nog in 'n bank gestap het en jy wil dalk 'n motor gekoop het en jy wil dalk 'n huis gekoop het of jy wil dalk iets gedoen het. Dan sê hulle vir jou deur die jare dat hulle vir ons sê 24 ure of 48 ure het is vir jou antwoord. Nou is dit nie meer so maklik lyk my dit nie. En ons gesels oor al hierdie goeders. Hoe verander die lewe? Hoe verander dit jou? Maar uit al hierdie goeders uit leer ek ook in die woord van die Here, maar terselfdertyd kyk ek om my. En baie keer, soos Elsie sal baie keer sê, dat sy, ek wil nie eintlik meer hierdie goed kyk nie, want hierdie goed maak vir my net rusteloos. Dit gee vir my net, dit lyk of ek net, dit maak my bang. Maar weet jy wat? Ons het iets om vooruit te sien in al hierdie chaos, in al hierdie deurmekaar wêreld wat ons is. Maar tog is daar kinders van die Here wat vanmôre sê, ag, daar's tog baie tyd, of dit is dit, of dit is dit. Ek gaan bietjie vanmôre met julle bietjie deel oor Esegiel 12, wat die Here bietjie op my hart gelê het toe ek dit lees. En terwyl ek dit lees, besef ek, maar dis ons wat ook in hierdie tyd leef. Is God werklik, antwoord hy nog? Is hy daar? Spreek die Here nog met ons? Ek wil lees in Esegiel 12 van vers 21. Ek gaan dit deurlees en dan gaan ek 'n bietjie daaroor praat. Hy sê, en die woord van die Here, dis nou Esegiel, die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is dit vir spreekwoord? Hoekom gebruik julle hierdie spreekwoord? Hoekom gebruik mense dit? En vanoggend gaan ons daar 'n bietjie oor praat. En waarom gebruik julle hierdie spreekwoord wat julle spreekwoord om daarom so sê hulle vers 23. Daarom sê vir hulle, kom ek lees dit eers vers 22. Mensekind, is dit vir 'n spreekwoord wat julle het in die land van Israel, naamlik die dae gaan voort. Hy sê die dae gaan voort en van al die gesigte kom dan niks. Van al die profetiese woorde, van al die gesigte wat die mense sien baie keer, dan sê ons, maar daar kom niks van nie. Party van julle, dieselfde het al profetiese woord oor jou gehad. Party van julle het jy gehoor van soveel gesigte wat mense gesien het, dinge wat gaan gebeur, dinge wat gaan plaasvind, dinge wat gaan kom, en baie van daai goed het dalk nog nie eens in vervulling gekom nie, en baie keer laat dit by ons in ons hart, laat dit by ons iets agter wat sê, maar is dit waar? Is dit waar dat die Here dit gesê het? Is dit waar dat die Here kom? Is dit waar wat die Here oor my gespreek het? Is dit die waarheid wat God vir my het? En baie keer gebruik die duiwel van hierdie goeters om by ek en jy 'n dinge te skep binne in ons hart van twyfel. Want baie keer kom daai vervulling van daai woord nie in die tyd nie.
En jy dink by jouself, dis soveel jare wat al geprofeteer is oor my. Ek kan onthou in die begin van ek en Elsie se bekering en ons bedieningslewe, het mense baie keer oor ons gebid en geprofeteer, dat julle gaan eendag in die bediening staan. En terwyl daai goed so om ons was, het ek altyd gesê, maar ek gaan nie in die bediening staan nie. As jy gaan gesê jy leen staan, ek is nie 'n pastoriemoeder nie, en ek is glad nie iemand wat kan lei nie. En die goeters het ek gesê, ja maar, ek moet 'n pensioen hê, ek moet 'n werk hê, ek moet dit hê, en ek moet dit hê, ek moet my kinders sorg, ek moet dit doen. En dan het ons gesê, ons weet nie of dit ooit vir ons sal wees nie, maar tot op 'n dag, toe van daardie profetiese woorde, kom ek sê, daardie gesigte, daardie wat die mense gehad het, van daai goeters het in vervulling beginne kom. Het beginne kom, laat ons in die bediening beginne beweeg. Maar, dit het tyd gevat. En as ek vandag terugkyk, dan was ons wat seker 26 jaar voltyds in die bediening. En ek bedoel, al my jare van 1979 af tot nou toe, het ek vir die Here altyd gewerk. Maar uit al hierdie goeters uit, is 'n tydperk wat daar was, wat profetiese woord, gesigte vir ons gekom het. En nou praat hy van, nou baie kinders van die Here sê, ag, los dit nou maar. Dit is soveel daar al geprofeteer, dit is soveel gesigte gesien, en daar kom niks van nie, so ek kan nie sien dat ek moet aangaan nie. Jy sien, kind van die Here, en liewe mens, dis wat die duiwel wil hê, ek en jy moet glo. Maar die Here praat oor hulle. Die Here praat met Esegiel, omdat die mense in Esegiel se tyd het hierdie spreekwoord gehad. Hulle het dit sommer genoem altyd, as hulle hieroor praat, dan sê hulle vir mekaar, hulle sê, die dae gaan voort, wat sê, die dae gaan voort, en vir al die gesigte, vir al die profetiese woorde, daar kom niks van nie. So ag ons, wees maar geduldig, wees maar op julle plek. Maar ek wil vir julle verder vat. In vers 23, daarom sê vir hulle, nou praat die Here met hulle. Nou ouens, ek wil vanoggend vir jou sê, vanoggend praat die Here met my. Hy praat dalk met jou. Hy praat met van ons vanoggend. Vanoggend is hierdie woord vir een van ons, of vir almal van ons, of baie van ons, wat die woord van die Here praat. En die Here sê vir hulle, in vers 23, daarom sê vir hulle, so spreek die Here, ek maak 'n einde aan daardie spreekwoord. Ek wil nie hê, julle moet dit meer sê nie. Ek wil nie meer hê, julle moet praat van, daar was 'n profetiese woord, daar was 'n gesig gewees, en kyk, daar kom niks daarvan nie. Dit was geprofeteer oor die gemeente, dit was geprofeteer oor dit wat gaan kom, en dit wat gaan profeteer oor dit. Kyk, daar kom niks daarvan nie, daar gebeur niks nie, daar is niks daar nie. En dan beginne 'n mens twyfel. Mense beginne twyfel en sê, ja, maar dis nou al 15 jaar, dis al 20 jaar, dit is al 30 jaar, en daar gebeur nog niks dit wat geprofeteer is nie. Maar dis wat die duiwel wil hê, ek en jy moet glo. By God is dit nie sulke ding, maar hy sê, ek wil dit by julle wegvat. Ek wil nie meer hê, julle moet dit sê nie. Want luister vanoggend, God het iets groters en beters as wat ek en jy ooit kan dink of wat. Hy sê, en hy praat met hulle, ek sal gebruik hier, maar sê vir hulle, nou sê ek vanoggend vir jou en my, hoor wat sê die Here vir Esegiel, moet hy vir die volk sê. Hy sê vir hulle, maar sê vir hulle, ek sê vanmôre vir julle, luister hierso, die dae is naby. Die dae vir dit is nie meer ver nie. Die dae wat dit moet gebeur, is om die draai. Die dae is nie meer ver dat dit gaan gebeur nie. En die woord van elke gesig. Hy sê die dae van die profetiese woord, die dae van die vervulling, die dae van daardie spreek wat God die profetiese woord gebring het. Hy sê vir Esegiel,
Sê vir hulle, dis nie meer ver nie. Dit is sommer naby. En ek wil vanmôre vir jou as kind van die Here sê, vir jou en vir my sê, dis naby. Al die profete het profeteer oor Jesus se koms. Die profete het geprofeteer oor 'n tydperk waarin ons nou beweeg. Die gesigte wat gesien is, die belewendes wat hulle ervaar het oor hierdie tyd wat ons nou belewe. As jy werklik in die Bybel gaan, ek het nou weer Openbaring begine lees. Ek het weer so 'n bietjie in Daniël gaan kyk. Ek het so 'n bietjie in Jesaja weer gaan kyk. Of ek is besig om so te kyk oor al hierdie goeters van die profetiese woorde, van die profetiese spreuke. Dis 2000 jaar terug. Nou sê ek, "Sjoe, maar dis daarom baie ver terug." Dit is niks nie. Dit is niks nie. Die woord van die Here sê vir ons so koslik, hy sê, alles sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan nie. En daarom is ek opgewonde. En terwyl hy dit vat in vers 24, hy sê, want daar sal geen bedrieglike gesig of vleiende waarsêers in die huis van Israel meer wees nie. Hierdie ouens wat jou net so 'n vleiende woord altyd bring, dit gaan net met jou goed gaan en dit gaan net so wees. Ja, partykeer sê die Here dit vir jou, dat ek en jy moet skep. Partykeer sê die Here vir jou, luister, ek is by jou. Ja, daar gaan niks oor jou kom nie. Daar gaan niks wees nie. Moet dit nie weggooi nie. Baie mense gooi goeders weg en sê, dis nie vir my nie, dis nie vir my nie. Jy maak 'n fout. Moenie dit weggooi nie. Bewaar dit in jou hart. Jesus se moeder het iets kosteliks gemaak. Alles wat geprofeteer was oor Jesus, het sy wat gemaak? Sy het dit in haar hart gebêre. Bêre maar hierdie profetiese woorde oor jou. Bêre maar die gesigte wat daar partykeer is. Al voel jy dis nie nou nie, bêre dit. Moenie in opstand teen al hierdie goed kom nie. Maar partykeer wil mense nie die vleiende hoor, net die mooie te hoor. Hulle wil nie hoor partykeer as die Here sê, maar jy's verkeerd nie. Jy het nie. Laas Sondag het ek oor julle gepraat hoe die Here met my praat en hoe ek voel. En ek moet maar met regmaak. Hoeveel te meer jy? Hoeveel te meer ons ander? Partykeer moet ons luister. Ons kan nie net altyd vir mekaar sê, "Hey, okay, dit gaan goed. Dit is pragtig. Hou maar net so aan nie." Nee. Partykeer moet ons hoor. Partykeer moet ons hoor by die Here. Ons moet partykeer hoor, daar's 'n stemmetjie en 'n stem wat vir jou sê, dis verkeerd. Dis verkeerd. Luister na die woord van die Here. En hy praat, hy sê, vers 25, want ek is die Here. Ek sal spreek. Hoor nou wat sê die woord van die Here. As hy deur sy profete spreek, as hy deur sy kinders spreek, hy sê, want ek is die Here, ek sal spreek. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur. Dit sal gebeur. En in my lewe en Elsie se lewe was daar baie profetiese woord vir ons gewees partykeer. Wat ons gesê het, dit is nie vir ons nie. As ek vandag in my lewe kyk en ek kyk terug, moet ek erken, daar was baie van 'n profetiese woord wat in vervulling gebring het. Wat in vervulling gekom het. Wat mense gesê het, ons sien julle daar, ons sien hoe gaan dit gebeur. Dit het in vervulling gekom. So, wees maar net gehoorsaam. Wees maar net getrou in God se woord. Luister net vir hom. Al voel dit vir jou, al voel dit nou vandag vir jou, die Here het hierdie goed oor my pad gespreek, dit moet nou kom, dit moet nou kom. Wees geduldig. Wag vir dit. Wag vir die grootheid van die Here. Hy sê in sy woord, sê vir Jesegiel, sê vir hulle, my woord, dit wat ek spreek, dit sal gebeur. Dit sal nie meer uitgestel word nie. God gee belofte vir dit. Hy sê, dit sal nie meer uitgestel word nie. So, wag vir dit. Dis 'n waarheid. Hy gaan kom op sy tyd. Hy gaan daar wees. Hy sê, want in julle dae, hy sê wederstrewige huis. Hy sê in julle dae. Dis juist ek en jy sit daar. Weet jy hoe gelukkig is ek en jy vanoggend? Ek en jy moet eintlik op en afspring van vreugde en blydskap.
Want baie van die profetiese woord wat 2000 jaar of 1000 jaar of 100 jare terug geprofeteer was, van daai goeders kom in vervulling vandag in ek en jy se lewe. Ek en jy se tydperk. So, ons moet eintlik nog meer opgewonde word en sê, wow, die Here het ons daarop reg gekies vir 'n regte tyd om hier te kan wees. En maak dit ons bang, yes, al voel dit vir ons hoe, maar luister vanoggend, ek en jy is gekies vir 'n tyd soos hierdie. Ons is gekies vir môre om hierdie heerlikheid van God te kan beleef, om hierdie grootheid van God te kan sien. Ons beleef goeders wat mense nog nooit in die ou tyd in hulle lewe beleef het nie. Ek weet voor ouma dood is, het ons altyd gesê, ouma, wat sy begin, sy het uit die depressie jare uitgekom. Daar was nog nie al die smart selfone en selfone en goeders nie, en ouma het daai era beleef, van daai jare af, om oor te kom uit dit uit, die ou selfoon, toe die telefone gekom het, toe die eerste ou televisies ingekom het, toe die eerste selfone hulle verskyning gemaak het, die ou groot is nog, daai ou dik selfone, en die era van computers en al die goeders het ouma daarom kon beleef. Maar ek en jy beleef die spoed. Ek en jy beleef vandag spoed, hoe vinnig dit is. Joh, ek wil vir julle sê, my kop hak vas met hierdie goeder. Nou sit ek weer met hy ouetjie by die bank, hy kyk my so, hy praat met my, hy sê, oom, hy sê, jy moet maar inkom, eendag sê ek, kom sit by my, dat jy jou kan help met hierdie goeder. Hy sê, maar ek sê, jy sukkel, ek sukkel, te vinnig vir my, maar dit maak 'n mens opgewonde. Ons leef in 'n tydperk wat geprofeteer was. As jy gaan kyk in Openbaring, jy sê die Here praat van Johannes sien die sterre, die sterre wat so uit die hemel uitval, as ek so kyk oor Israel, en ek kyk so oor die land, en ek sien hard op hy goeders, dan lyk dit so sterre wat uit die hemel uitval, en dink ek, Here, u woord raak 'n werklikheid, u woord is 'n werklikheid, ek beleef iets, jy beleef iets in hierdie tyd, wat ou mense, groot mense, jare en jare terug nie kon beleef het nie. Hulle kon maar net gehoor het daarvan. Hulle kon nie eers gedink het by hulle self, dat toe die woord in Openbaring gesê, jy gaan die 2 getuienis, 3 dae, gaan al volke, nasies en tale hulle sien lê. Het ons nie gedink, of hulle gedink, daar gaan eendag iets soos 'n televisie wees, wat jy sommer net kan aanskakel, en jy sien al hierdie goeters nie. Nee, hulle het nie dit gehad nie. Hulle het eers geweet, hulle kyk na die maan en die sterre, hulle het dit geken. Hulle het gekyk na die winde, hulle het gekyk na dit. Vandag skakel ons 'n televisie aan, ons sien dwars oor die wêreld, wat gebeur, dieselfde tyd wat ek en jy met mekaar praat, gebeur dit. Jy sit nou daar, honderde kilometers, ek sien Elmarie, hulle lief was hier op, en ek sien nog hier 'n paar name wat opkom. Julle sit baie ver van my af, maar terselfde tyd geniet julle die woord. Maak nie saak, ek sien Bianca was ook op, daar waar hulle ver sit hulle, en hulle sien die woord, hulle sien dit. Nou, terwyl ek praat, luister jy presies wat ek sê. Die ou mense kon dit nie doen nie. Hulle het dit nie verstaan nie, maar ek en jy leef in 'n tyd van profetiese waarheid. Ek en jy leef in 'n tyd wat God werklik dit in vervulling bring, dit wat hy gesê het, dit wat hy gespreek het, kom in vervulling. Vers 26, verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, dan praat hy hiervan, hy sê, want kyk, die huis van Israel sê, hy praat, die Here sê van die huis van Israel sê, die gesig, hoor nou vanoggend, hy praat in hulle tyd, in die Esegiel se tyd, hy sê, die gesig wat hy sien, is vir baie dae. Hulle kyk almal vir die baie dae, hulle sê, en dan praat hy verder, die gesig wat ek sien is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver en wat ver is. Ek en jy het daar die ver era bereik.
Ek en jy staan in 'n nuwe era, in 'n nuwe glorie. Ek wil vir jou sê vanoggend, kind van die Here, God se woord kan nie stop nie. As dit geprofeteer, as die Here gesê het, hy gaan so maak. As die Here sê, ek gaan hierdie wêreld skud, gaan hy hom skud. As hy sê, ek gaan hierdie wêreld, ek gaan hulle bietjie wakker maak, dan gaan hy hulle wakker maak. As hy sê in hierdie wêreld, as hy spreek en hy sê, ek vat jou in die hand, jy hoef nie bang te wees nie, dan bedoel hy dat jy hoef nie te twyfel nie. As hy woord oor jou het, moenie bang wees nie. Ons meeste van ons goeders, ons is bang. Ons wonder wat gaan gebeur. Wat gaan gebeur met my kinders? Wat gaan gebeur met dit? Wat gaan gebeur met dit? Ons raak so bang, want die woord van die Here is oor jou, en dan sit 'n werk jy stukkies uit. Jy sê, maar dit moet gebeur, dit moet gebeur, dit moet gebeur. Daai is joune. Los by die Here. As hy sê, gaan, hy ken die pad. Hy weet die pad. As hy sê, staan op, dan beteken dit, staan op. Hy weet hoekom, hy weet waarom. Luister na sy woord, luister na sy profesie, luister na dit wat hy vir jou sê. Gaan in die woord van die Here. Begin studeer op, begin kyk 'n bietjie rond, wat het die Here vir die eindtye voorspel, wat het die Here vir die eindtye gegee. Ek en jy is bevoorreg, soos ek net nog gesê het, ons is bevoorreg as kinders van die Here om hierdie tyd te kan beleef. Hy gaan nog erger raak, hy gaan nog dalk nog meer raak as wat God sê. Ons is by die begin van hierdie era. Ons is begin van hierdie nuwe tydperk wat kom, wat alles gaan weggevat word van jou af, weggevat van my af, weggevat van dit af. Dan sê ons baie keer vir mekaar, maar ons is dan kinders van die Here, hoekom gebeur dit met ons? Maar luister vanoggend, God het dit reeds al geprofeteer. Die Here het dit reeds al gesê. Die Here het reeds vir jou en my gesê, oor die eeue tot nou toe, het oupas en oumas, ouers het hulle voorberei vir 'n tyd soos hierdie. Hulle het gebid vir hierdie tydperk. Hulle het al uitgeroep, ja, kom Here Jesus, kom, vir 'n tydperk wat ek en jy in beleef. 'n Tydperk wat hulle nie verstaan het nie, maar hulle het gebid daaroor. Hulle het nie geweet wanneer dit gekom het, maar hulle het gebid daaroor. Hulle het die Here vertrou. Hulle het tot uitgeroep daai jare, Maranatha, Jesus kom weer. En die duiwel het gekom en dit stil gemaak en vir julle gesê, ja, vir 2000 jaar, meer as 2000 jaar het hy nog nie gekom nie. Hoekom gaan hy nou kom? Moenie laat die duiwel jou vang met hierdie ene nie, maar vertrou hom. Hy het vir jou en my in sy skrifte gegee en vir jou en my gesê, pas op vir hierdie dae wanneer die merk in werking sal kom, of wanneer hierdie dinge, dit sal deur gaan. Wees beraad op dit, wees op die uitkyk vir die tekens. Die Here gee die tekens, die Here praat vir ons, hy wys dit in sy woord, nie net vir daai tyd nie, nie net vir daai tyd waarsku hulle nie, hy waarsku ons nou ook. Weet jy ook, as jy gaan kyk in die woord van die Here, dat Jesus se laaste 'n paar dae, of kom ek sê weke op aarde, het hy meer tyd aan gespandeer om hulle so ver met hulle te praat om hulle gereed te kry. Hy sê, maak julle gereed, want die dief kom in die nag wat jy dit nie weet nie, die uur wat jy dit nie verwag nie, die huisheer gaan terugkom. Hy het al hierdie goeders gebruik vir die disippels al om vir hulle te sê, wees gereed. As ek vanoggend vir jou kan gee, en as ek vanoggend by iets by jou kan los, dan wil ek sê, moenie jou profetiese woorde weggooi nie. Moenie daardie gesigte wat die Here oor jou vir jou gewys het, moenie dit weggooi nie. Moenie, vat dit, sit dit vanmôre by jou hart. Sê vanmôre vir die Here, wanneer dit in vervulling kom, laat ek kan weet. Wellitron en Elsie was hardkoppig in die beginstadiums van ons lewe vir die bediening. Ons het te goed ervaar in die begin van die bediening, waaroor ons bang was, wat ons dalk gesê het, ons glo nie ons sal dit kan doen nie. Maar weet jy wat, kind van die Here, tot vandag toe bid ek en ek dank die Here. Dan sê ek, Here, weet u, Wellitron en Elsie was niks.
Ons was maar net 'n naam in 'n familie. Maar die Here hoor nou vanoggend. Maar die Here het vir ek en Elsie in ons bediening opgetel. Ons het vandag mense, kinders en geestelike kinders dwars oor 'n groot deel van hierdie aarde. Mense wat ons ken, wat in ander lande sit vandag, wat deel is van ons. Hy het vir ons soveel kinders gegee. Hy het vir ons soveel vriende gegee. Hy het vir ons soveel mense gegee wat vir ons omgee. As ek vandag terugkyk in my lewe en ek kyk daai lewe, dan besef ek, hoekom was jy so hardkoppig in die begin? Here wou vir jou so baie gedoen het. As ek vandag terugkyk en dink ek, joh, ek het dit eintlik so goed gehad. Tot vandag toe is die Here net vir my goed. Was daar seer daar? Ja. Was daar bekommernis daar? Ja. Was daar wat ek gevoel het, ek kan maar stop? Ja. Was daar gewees wat ek gevoel het, ek kan nie meer met mense werk nie? Ja. Was daar gewees wat ek in Elsie gepraat het en gesê het, ons dink dis die bestes, maar kom ons los maar alles, gaan maar net daar een kan sit. Ja. Maar weet jy wat? Elke keer het God my teruggebring na sy woord. Jy sal vir my bedien. Jy sal vir my werk. Jy sal vir my dit doen. En daai kon ek nie stop nie. Ek kan dit tot vandag toe nog nie stop nie. Ek wil dit ook nooit stop nie. Want ek weet, my God het my gevat uit 'n diep moddersluik. En die profete het geprofeteer. Die gesigte wat mense gesien het. Mense het dit uitgeroep, gesê oor ons. En vandag as ek terugkyk met ek erken van hulle, het baie in vervulling gekom tot vandag toe. Vandag nog hoor ek sê mense, pastoor Willie, vandag is julle by die regte plek. Ek geniet die regte plek. Ek is eerlik, ek geniet dit. Ek geniet die nuwe mense om my. Ek geniet die nuwe tydplek en era wat God vir ek en Elsie geskep het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie ophou nie. Moenie stop nie. Hou daai woord wat God gespreek het in jou hart. Hy sê vir Esegiel, hy sê, hulle gaan dit nie meer gebruik nie, want hulle het gesê, daar gebeur niks nie. Almal profeteer al soveel jare en daar kom niks van nie. Dis wat die duiwel wil hê jy moet hoor. Maar ek en jy beleef nou God se woord vir sy tydperk van 'n sekere era, tyd wat nou voorlê. Hoe lank hy gaan wees, ek weet nie. Maar ek beleef iets, en jy beleef iets, en ons beleef iets, wat die Here gesê het, toe hy vir hulle gesê het, hy sê, van my woorde sal nie meer uitgestel word nie. Vanoggend oor jou lewe, dit sal nie meer uitgestel word nie. Kyk vir dit, sien dit, roep dit. Kyk 'n bietjie weer waar hy ou profete se woord oor jou was. Kyk 'n bietjie weer al die profetiese woorde oor jou. Kyk 'n bietjie die gesigte wat God jou gegee het van die dinge wat gaan gebeur. Die Here sê dis nou my tyd. Dis nou die tyd vir dit. En ek is so, ek kyk sy oop, partykeer raak ek bang, ek is bang, maar nou weet ek, met my God, sê Dawid, loop ek 'n bendestorm. Met my God sprong ek oor 'n muur, met my God gaan ek deur die rivier en deur vuur. Ek sal nie vrees nie, want die Here is aan my regterhand. Ek en jy hoef nie bang te wees nie. Ek wil vir jou sê, partykeer maak hierdie ou wêreld se sê nou is my so kwaad. Maar dan bedink ek weer aan die woord van die Here.
dit is nie meer lank nie, Willie. Willie, dit is nie meer lank nie. My woord wat ek gespreek het, kom in vervulling. Kyk na die vervulling. Kyk na die profesies. Kyk na die woord van die Here, begin lees dit weer. Begin kyk of jy kan sien of jy ook in hierdie era leef, wat die Bybel nou van praat. Kyk 'n bietjie of ons in hierdie era is, of jy in hierdie era is. Ek wil vir jou sê, die Here sê, dis nou nie meer lank nie. Maar daai dae is verby, wat julle gesê, dis gaan nog baie jare wees, baie dae wees. Kyk, ek kom gou, sê die Here. Is jy gereed om my te ontmoet? Is ek gereed om hom te ontmoet? Ek vra, Here, help my. Ek wil nie agterbly nie. Ek wil nie, as ek kom, wil ek saamgaan. Ja, ek is bang vir baie keer hierdie goed wat so voor lê, want dit maak my bang, maar maak my kwaad. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's ou mense, vorige profete, die Here sê vir hulle, wat verlang het om te kon sien wat hulle sien. Jesus sê vir sy disippels dit. Hy sê, die profete van tevore het verlang om te sien wat julle sien. Ek wil vanmôre vir jou sê, daai selfde profete, saam met Jesus geloop vir sy disippels, sy apostels, het verlang om te kon sien wat ek en jy vandag sien. Hulle het verlang dat hierdie tyd moet kom, waarin ek en jy vandag is. So, jy is in die beste tyd, beste jare van jou lewe nou. Wees opgewonde, en mag die Here jou help, en hierdie tyd vir jou net van meer en meer opgewonde sal maak. Ek ken julle van julle. Ek hoor julle baie keer. Ek hoor baie keer die bang. Ek hoor baie keer die seer. Ek hoor baie keer julle uitroepe. Maar luister vanoggend. Dit kom gou, sê die Here. Dit kom gou. Dit kom gou. Stap uit, kyk uit. Hef op julle hoofde, want my koms is naby, waarsku hy vir hulle. Hy sê, as julle hierdie dinge sien gebeur, wat moet ek en jy maak? Weghardloop? Nog banger ek? Nee. Wat moet ek maak? Hef jou hoof op, want my koms is naby. Mag die Here julle seën. En ek wil vanmôre bid vir elkeen van julle. En elkeen wat nog gaan luister, stuur hierdie video vir iemand sommer. Ek dink daar's baie mense wat daar buite sit met baie vrae. Hoekom Here? Waarom Here? Waarom vat U so lank? Stuur dit dalk vanmôre vir iemand. Plaas dit op julle groepe. Daar's iemand wat vanoggend hierdie woord dalk nodig het. Maar ek weet 'n paar van julle het dit nodig. Ek weet julle moet dit hoor vanoggend. Maar ek wil bid vanmôre vir julle en vra vir die Here om julle wysheid en insig te gee, om nie moed te verloor nie. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, don't give up, you're on the brink of a miracle. Jy is op die vooraan van 'n groot ding. Ons is, al maak dit ons bang, al voel ons, Here, maar waar is U? Waarom vertoef U? Die Here sê, dis nie meer lank nie. Dis nie meer lank nie. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend bid ek vir elkeen van hulle. Ek bid vir myself, ek bid vir Elsie, ek bid vir my kinders, ek bid vir my kleinkinders. Here, ek bid vir my geestelike kinders, ek bid vir my vriende, ek bid vanmôre vir my familie, ek bid vanmôre vir hulle wat ver hier vanaf sit. Here, ek
tree vanoggend vir hulle in, daar waar trane vanoggend is, daar waar gebroke harte is, daar waar seer en pyn is, daar waar bekommernisse vanmôre is. Here, ek weet nie eers by wie van hulle baie keer, ek ken maar van hulle, maar U weet van elke ene wat nou daar lê en sê, Here, hoe lank nog? Here, hoe lank moet ek nog uithou? Hoe lank moet ek nog aangaan? Here, ek bid vir hulle. Ek bid vir my mede-kollegas, my pastore. Ek bid vir hulle, wat nie net pastore is nie, maar wat ook bedien. Here, ek bid vir hulle, al sit hulle vanmôre onder 'n brug, al sit hulle vanmôre in 'n huis, al sit hulle vanmôre in 'n kelder. Here, weggesteek vanoggend. Ek bid vir hulle elkeen wat vra, Here, hoe lank nog? Here, dan dink ek in Openbaring, Here, hulle wat daar gesit het, die wat uit die groot verdrukking uitgekom het vir die Here gevra, Here, hoe lank nog voor hierdie tyd, voor U gaan wreek, Here, wat hulle ons gedoen het. En die Here het vir hulle gesê, nog 'n klein tydjie met julle wag. 'n tydjie moet julle daar wees. Here, ek weet vanmôre roep mense uit en hulle vra, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet ek sukkel? Hoe lank moet ek nog so aangaan? Here, maar U het reeds oor hulle geprofeteer. U het reeds vir hulle gesigte en visioene en drome gestuur. Here, ek bid vanmôre dat daardie in vervulling kom. Ek bid vanmôre, Here, dat die skille van hulle oë sal afval, dat hulle die heerlikheid van U sal sien en beleef. Here, laat ons die grootheid en die almag van U kan sien. Here, want ons beleef 'n era waarvoor U ons geskape het. Here, wat ons vorige geslagte nie kon gesien het en beleef het nie. Here, hulle het dit gehoor, hulle het dit maar net gelees, Here. Hulle het gedroom dat dit dalk in hulle tyd sou wees. En dit was nie in hulle tyd nie, maar Here, as ons vanoggend kyk, Here, dan doen ons nog dieselfde, dat droom ons, Here, dat dit die regte tyd en die regte era, en die regte minuut en die regte sekond sal wees. En ek weet, Here, U is nooit te laat nie. Ons as mens baie kere so, ons wil so graag hê, dit moet so vinnig gebeur, maar Here, U het 'n tydvlak vir elke mens beskik. U het 'n tydvlak vir elke mens gegee. Here, U het 'n seisoen vir elke mens geskep op hierdie aarde. Here, U het 'n pad berei vir elke mens wat hy sou loop. Here, U het van elke ding het U wat daar is, Here, het U vir ons voor krag gegee om staande te kan bly en eindtyd te kan gaan. Ek bid dit vanmôre vir ons almal. Ek bid dit vanmôre en vra, Here, asseblief help ons. Maak ons vas. Maar Here, laat ons die grootheid en die heerlikheid van U gaan sien en gaan beleef. En ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Nou, baie dankie dat ek hierdie oggend saam met julle kon gewees het, so lekker saam met julle kon gedeel het, saam met julle kan doen, en saam met elke ene van julle. Dit is so lekker om nou hier te sit, en ek sien julle name. Baie dankie. Ek kan julle niks doen aan julle, en baie keer vir julle, maar wat ek vir julle kan sê, ek en Elsie het julle lief. Julle is op ons gebede, ons dink in julle, julle dink in ons, maar ons wil vanmôre vir julle sê, hou vas, moenie los nie, moenie los nie, al lyk hy hoe onseker, moenie los nie, maak hom vas aan jou, en vertrou die Here, vir daai groot dinge wat gaan kom. Wow, ek sien uit na hierdie tydplek, al verstaan ek nie al die goeders nie, dis alright. Al weet ek ook nie al die goed nie, maar ek dink jy en ek is gekies vir 'n tyd soos hierdie. Die Here seën julle, en volgende Sondag is ons weer by die groep terug daar by Jerry, en dan gaan ons lekker die naam van die Here weer groot maak met die gitaar. Die Here seën u, geniet u Sondag, geniet hierdie dag in die teenwoordigheid van die Here. Blessings, en ons sien mekaar weer.